Hallo julle, ek wil vir julle almal baie welkom sê by 'n splinternuwe kanaal, episode 1. En ek glo en vertrou dat jy baie uit die volgende klompie episodes gaan kry. My naam is Etienne van Wyk en ons gaan oor 'n klomp verskillende goed praat hierso. En die eerste paar episodes gaan gewy word aan egskeiding. Nou oké, gaan julle vra, maar wat van egskeiding? Ek gaan praat oor die mites, wanneer jy daai eerste besluit neem, sekere prosesse wat deur jou gaan, dreigemente wat jy kry, ensovoorts. En hoe werk dit en wat is die guidance, soos die Engelse ou sal sê, wat ek vir jou kan gee in terme van om beter besluite te neem. Nou, as jy meer van my wil weet, my beskrywing van my ondervinding ensovoorts is hier onder in die beskrywing van die videokanaal en die video. Gaan kyk gerus daar. Ek is 'n geakkrediteerde familie en skei mediator, dus 'n family and divorce mediator. Ek is ook 'n regskundige, legal expert, en ek het al meer skei sake hanteer uit 'n regsproses uit en mediasieproses as wat ek wil onthou. Letterlik seker honderde mense oor 'n baie lang tyd. Maar dis tweevoudig. Ek is self geskei in my vroeë 30's met 3 klein kindertjies en 23 jaar, gaan na 24 jaar toe terug seker. En ek het besluit in hierdie digitale era waarin ons lewe nou, dat hierdie die beste manier sal wees om vir mense te help en te sê, luister hierso, daar's sekere goed wat jy doen en daar's geld wat jy betaal en daar's prosesse wat jy volg wat daar eintlik baie beter prosesse is. So, ek gaan dit nou sê aan die einde weer, as jy dink jy gaan baat vind die uit, en later gaan ons oor baie ander goed ook praat, wanneer die egskeiding, soos wat ons sê, die Codex of Divorce, wanneer dit klaar is, en dit gaan 'n paar episode seker wees, want ons gaan ook praat oor na egskeiding, post-divorce. Met ander woorde, nou is jy weer getroud en gekombineerde families, my kinders, jou kinders, ons kinders, of jou kinders, my kinders, en al daai uitdagings wat daarmee saamgaan. En daar's baie. En jy ex-man en 'n ex-vrou en al hierdie emosies wat jy in hierdie pot gooi en almal wil almal net aanvat en aan die einde van die dag hoe ons met emosionele intelligensie, maar ook kennis, en wat ek altyd sê, control the flow of facts and information, is hoe ons daardeur gaan kom en jou lewe beter maak, rustiger ensovoorts. Jy gaan nie pertinente regsadvies hierso kry nie, so moet asseblief ook nie vir my comments stuur, hoor, dit is net guidance, ek doen hierdie baie lank, maar dis eintlik wat jy nodig het, is guidance. Nou, kom ek val met die deur in die huis, of jy nou aan egskeiding dink, sal jy eintlik die meeste baat vind by hierdie vandag, as jy nog nie daai eerste stap geneem het nie. As jy in die middel van 'n groot egskeiding is, en dit lyk vir jou of daar nie 'n einde in sig is nie, en die trane rol, en die geld rol, en alles rol by die deur uit,
en of jy's klaar geskei en jy's weer in 'n verhouding of jy's in 'n tweede huwelik of wat ook al en daar sekere geweldige uitdagings waarmee jy sukkel ensovoorts. En daar is statistieke wat hierdie goed bewys ook. So wat ons in meer diepte sal ingaan. Maar kom ons begin by die begin. Wanneer jy besluit jy wil skei en jy het nou daai gesprek. Die gesprek. En afhangende van, ek kry baie mense wat sê, hoorie, ek het dit nie sien kom nie. Ek het dit glad nie sien kom nie, Etienne. Dit het my tussen die oë geslaan. Ja, baie mense wat ook sê, hoorie, ja, nee, dit was, soos die Engelsman sê, inevitable. Dit was onvoorkombaar. Dit was nie so. Maar nou baie keer in daai proses, veral as jy kwaad is en jy seer gemaak ensovoorts. En ek gaan nou vir julle vandag hierso sê, dat in 'n egskeiding is daar 98% van die tyd altyd een persoon wat eintlik nie wil skei nie, of minder gretig is om te skei, of glad nie wil skei nie, en voel dat die ander persoon was die liefde van hulle lewe. En baie keer daai emosie kan omsit in geweldige woede, maar ook vrees. En wanneer ons daai woede en daai vrees ervaar, en ons sal nou oor die woede en die vrees praat vandag, dan soms wil ons bloed sien. Jy weet, nou skerm ek hier vir my mede-prokureurs nie, ek is nie 'n prokureur, ek is 'n advokaat, maar ons as mense skep hierdie ouens wat ons die algemene publiek daar buite rondloop en sê, luister hierso, ja, hierdie ou is verskriklik, hierdie prokureur is verskriklik, hy vernietig almal voor hom ensovoorts, jy weet. En ja, dit is so, dwars oor die wêreld het jy ouens met sulke reputasies. Ek is baie bly om te sê, ek het nie so 'n reputasie nie. Maar in 'n groot mate skep ons daai omgewing. Want wanneer jy by in 'n algemene gesprek is, dan sal mense baie negatief praat van sulke regslei. Hierdie ou is verskriklik, hy's jy weet, hy's 'n geweldige jy weet, bloeddorstige prokureur of hy of sy of wat ook al. Maar wanneer jy self in daai posisie is, dan gaan soek jy daai persoon uit, want jy wil nou bloed sien, jy's kwaad. En dis een van die grootste foute, die eerste foute wat jy maak, is daai verskriklike emosionele besluit, en om alles oor te gee, en alles uit jou hande te laat uitgaan, as gevolg van emosie. Baie keer wanneer mense daai gesprek het, daai moeilike gesprek, en die een persoon sê vir die ander persoon in die huwelik, hoorie, ek wil skei. En die emosies bars uit. Nou, een van die mytes is, dan natuurlik kom die dreigemente saam. Ek gaan die kinders wegvat van jou af, jy gaan nooit die kinders sien nie, ek gaan jou finansiëel ruïneer, ensovoorts. Hier's my guidance, dis snert, dit gebeur nie. En al die sake wat ek hanteer het, en daar's baie, en gesien het, en waar ek self eens betrokke was, die kollega's ensovoorts, daar moet baie, baie verkeerd wees in jou lewe, voordat die hof jou parental rights and responsibilities wegvat van jou af, baie verkeerd wees. En daai wat jou vul met vrees, hoe gaan ek hierdie hanteer? In baie gevalle het jy 'n man en 'n vrou wat getroud is vir baie jare. En kom ons vat nou maar 'n voorbeeld, die man is 'n groot bestuurende direkteur van 'n groot maatskappy, hy is gewoond aan onderhandelings ensovoorts, slim,
gekwalifiseerd ensovoorts, het vir die laaste 30 jaar omtrent al die geld gemaak, en die vrou is soort van gewoond om sy leiding te vat. Gewoond dat hy al die besluite neem. En skielik voel sy heeltemal uit dat diepte uit. En ja, dit kan baie onregverdig wees. Maar as jy 'n baie senior mediator het, en ons gaan bietjie praat oor mediasie en litigasie ook, en in later episode meer in detail, en van die eerste 2 episodes, want dit is baie belangrik. En ek praat in Engels, want die meeste van ons goed is maar in Engels. Self-determination before knowledge, dit kan baie gevaarlik wees. Maar daar's verskillende vorme ook van mediasie, en ek is 'n groot voorstander van evaluerende mediasie. Nou net vir interessantheid, daar's klomp verskillende forme, soos ek reeds genoem het. Maar die 2 hoofvorme wat basies plaasvind is fasiliterende mediasie en evaluerende mediasie. En soos ek gesê het, ek glo in evaluerende mediasie. En baie senior mediators volg 'n proses wat ons noem shuttling. En om shuttling te verduidelik, baie keer sal jy iemand kry wat in 'n egskeiding is, maar die ander party, hulle voel geïntimideerd. En dis 'n mite dat albei partye in 'n mediasie heeltyd betrokke moet wees, in dieselfde kamer, op dieselfde Zoom sessie, op dieselfde Team sessie, en dat jy heeltyd in mekaar se verteenwoordigheid moet wees, ensovoorts. Dit is nie waar nie. Evaluerende mediasie, soos ek gesê het, maak voorsiening vir shuttling, wat beteken, ek praat, of dan nou die ander senior mediator ook, wat evaluerend optree, en as 'n paar van ons praat met die 2 partye apart. En byvoorbeeld, sê maar daar's 5 sessies, dan sal 2 of 3, 4 van hulle apart wees, en 1 sal gesamentlik wees. Maar ja, ek het partye wat vir my sê, hoor hierso, vir my al gesê het, ek wil glad nie 1 sessie saam met die ander persoon wees nie. En dit kan wees oor trauma, hartseer, vrees, wat dit ook al is. Maar dit is nie waar dat jy heeltyd saam moet wees nie. En my guidance is ook, dat wanneer jy met 'n persoon alleen kan praat, dan kry jy die real objection, en ook die verwagting, wat daai persoon se verwagting is, om uit hierdie egskeiding te kry. En of dit realisties of onrealisties is, op daai oomblik, is nie so belangrik is, om daai verwagting te verstaan. Want onthou, meeste mense is nie regskenners, hulle verstaan nie die wet nie. Hulle ken ook nie, hulle is nie elke tweede dag aan die hof, en in case law, wat is in Suid-Afrika, wat, jy weet, maar hoor hierso, die gesinsadvokaat, of 'n hof gaan 'n probleem met hierdie aspek hê nie. Hulle weet dit nie. En dan kry jy die ander party, wanneer jy alleen praat, en daai persoon kan onbevange praat, en sonder enige, soos wat ons in Engels sê, undue influence of duress, sonder druk en spanning. En dan het jy die 2 verwagtinge, en al wat jy doen as 'n goeie mediator, is jy maak daai expectation gap kleiner, daai verwagtingsgaping maak jy kleiner. Jy kyk hoe naby jy dit aan mekaar kan bring. En 'n goeie mediasie natuurlik, 'n negotiation, 'n goeie mediasie is dat een persoon is nie 100% gelukkig nie. Albei stap weg en jy is 70 of 80% gelukkig en jy dink, ja, ek kan met die ander 20% lewe. Want die alternatief is dalk baie erger. En ja, ek is, as julle nou al seker nog nie agterkom het, ek is 'n groot voorstander van mediasie.
Soos ek verduidelik het aan die begin, ons gaan die volgende paar episodes oor egskeidings praat, verskil mediasie, litigasie, wanneer is die een goed vir jou en die ander een nie. En dit maak nie saak of jy nou aan 'n egskeiding dink, en of jy in die middel van een is nie, en of jy klaar geskei is nie. Maar ons gaan ook in episodes na dit, ons gaan praat oor kontrakte, die verstaanbaarheid van kontrakte. Ons almal werk met kontrakte, elke dag, en baie mense teken goed wat hulle glad nie verstaan nie. En ons gaan praat oor assertiveness, soos die Engelsman sê. En ek gee sulke coaching ook in dit. Daar's baie goed wat ons oor gaan praat. Maar ek gaan dit hier afsluit eers, vir die eerste episode. En as jy dink jy gaan baat vind hieruit, asseblief, druk daai subscribe knoppie, vul daai subskripsie, dis verniet, jy betaal niks daarvoor nie, en gee dit 'n thumbs up, like, en stuur dit aan vriende en familie ensovoorts. Jy weet nooit wanneer iemand met iets sukkel, of hulle is in die proses en hulle wil net iets hoor, wat hulle nie gaan geld kos nie. Dankie dat jy gekyk het, sien julle in die volgende episode.